Hallo almal, ek gaan vandag se Nathan update in Afrikaans doen, want woorde is net nie genoeg om dankie te sê nie, so asseblief met my nou nie judge oor hoe sleg my Afrikaans geraak het al nie. Maar ek voel net, as ek regtig die spirit of Ubuntu en Suid-Afrika wil roep om Nathan te omring, dan moet ek dit in Afrikaans doen, want woorde of dankie is eenvoudig net nie genoeg vir wat julle Suid-Afrikaners al gedoen het nie. Nie net die Suid-Afrikaners nie, die Amerikaners ook. So ek sal 'n video doen in Engels deur hierdie week vir 'n update. Maar as jy Suid-Afrika in jou hart dra, dan is hierdie video vir jou. So ek wil hê ons moet vir julle wêreld wys hoe lyk dit as Suid-Afrika saam staan. Ek wil begin deur net opreg om dankie te sê aan almal wat al die video's gelike het en geshare het en gebede opgedraai het en finansiëel ook bygedra het. Julle ondersteuning dra hierdie familie op 'n manier wat ek nie eers in woorde kan sit nie. Ons is ook ongelooflik dankbaar dat huisgenoot ook bereid was om Nathan se storie virtueel te deel en ons het ook Radio 33 wat ook 'n storie op hom wil doen. So ons is regtig dankbaar daarvoor. Angels of Destiny het reeds 'n post gemaak en natuurlik The Good Things Guide ook 'n storie op Nathan gedoen. En sy storie het regtig gehelp om bewusmaking te skep vir Nathan. Ons het ook Arms of Mercy ook na die familie uitgereik. So groot dankie aan hulle ook vir die liefde en ondersteuning. En selfs die Hoërskool Jan de Klerk alumni, ek en Sylvia het Hoërskool Jan de Klerk bygewoon toe ons op hoërskool was. Die video wat ons daar opgesit het, of die post wat ons daar opgesit het al oor die 500 likes en shares gekry. So ons is net so dankbaar aan ons skool se alumni ook. En nou vir vandag se update. Nathan is oor die naweek ontslaan gewees om 'n bietjie tyd by sy familie te spandeer en by die huis te spandeer. Hy was ook oor die naweek, het hy sy port gekry vir sy volgende chemo therapy. Ekskuus julle oor my Afrikaans. So Nathan is weer vandag, maandag, weer opgeneem om nog 'n week se chemo te doen. So hulle vat dit regtig net een dag op 'n slag. En net vinnig, Nathan is ook 'n rugby speler, so as jy hom nie ken nie, hy het laas jaar nommer 7 gespeel vir sy skoolspan en hy speel ook vir die Khoza Club, hy het nommer 12 gespeel vir die Khoza Club. Sy ma sê vir my, Sylvia sê vir my, hy is een van daai spelers wat enige posisie kan speel. So jy weet, maybe moet ek vir Sia Kolisi net bietjie tag en sê, hoorie, so hier's jou future bomb squad speler, wink wink. Maar regtig, net weet baie dankbaar vir almal wat hom as 'n rugby speler sien en 'n toekoms vir hom kan sien waar hy eendag miskien vir Suid-Afrika kan speel. Dit is my hoop vir hom en my gebed. In terme van die fondsinsameling, Nathan se backup buddy wat sy maale opgestel het, is al op 30%. En die GoFundMe is al op 21%. So ons is regtig, soos ek sê, woorde is nie genoeg nie. Ons is net so dankbaar. Elke gebed het gehelp, elke share het gehelp. Al is dit R1 of $1, dit het gehelp. Ek gaan ook Jacaranda FM tag in my video vandag. Ons hoop is dat Good Morning Angels ook dalk betrokke kan raak. So as jy enige iemand ken by Jacaranda of Good Morning Angels, of as jy hulle net kan tag in die video, sodat ons hulle 400 of 500 keer kan net tag en sê, luister hierso, kom asseblief doen 'n storie oor Nathan. Dit sal regtig ook baie help. So dankie, regtig uit die diepte van my hart uit, vir almal wat aanhou om Nathan en sy familie te ondersteun. Julle is besig om hoop te bring wanneer die dae regtig baie swaar is. So as jy nie kan donate nie, asseblief deel net hierdie video. Dit help meer as wat jy ooit kan dink. Ek sal julle weer op hoogte hou soos ons aangaan met hierdie campaign en dankie dat julle deel is van Team Nathan. Totsiens.